Sê mense, hier is ek nou weer terug om julle nog 'n stukkie van my storie te vertel. My lewe, my ondervinding wat ek het vir die laaste 50 jaar van my lewe, waarvan ek 30 jaar priester was in 'n Christen kerk en vandag is ek 12 jaar al spiritueel. En die mense vra vir my, Rocco, wat het jou besiel om Christianity te los? En dit is juist hoekom ek my storieetjie vertel. Want ek het vasgeglo, Christianity het 'n rotsvas fondasie en Christianity is die enigste pad tot saligheid. En so groot was my fout gewees toe ek weg is van die kerk af met 'n lied in my hart. Ek het hulle gegroet asof ek môre gaan terugkom. Maar op my pad het ek spirituality ontdek en ek het net besluit, ek gaan hierdie mense verkeerd bewys. En hoe harder ek gesoek het om spirituality verkeerd te bewys, hoe meer het ek besef, jy kan nie, want dit loop 100% met wetenskap. In elk geval, daarna besluit ek ondersoek Christianity en dit is waar ek van my stoel afgeval het en dis hoekom ek het met julle deel. Want ek het so baie goed ontdek wat Christianity ons vertel en ons aan ons verkoop as die waarheid wat 'n pot jam is. En dis hoekom ek julle vertel. Want vir my gaan dit oor waarheid. En ek kan nie glo dat kerke wat vandag sê hulle die Heilige Gees net mooi stil gebly het oor hierdie goede wat Rocco julle vertel. Nou ja mense, die wat my nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel net my storieetjies en ek vertel met my hart het vandag en ek praat oor spirituality want ek sien hier's 'n paar knappies so op TikTok en YouTube en daai plekke wat totaal probeer spirituality uitmaak as 'n kult. Nou ja mense, kom ek vertel julle, dat spirituality kan nie 'n kult wees nie, al wil jy dit hoe graag 'n kult maak, jy kan nie. En dan gaan jy dit verduidelik. Nou ja, die wat my nou nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen. Trek 'n stoel nader en hierdie enetjie gaan natuurlik vir julle wat nie graag die dinge wil hoor nie, gaan julle seker so 'n bietjie omkrap. Maar mense, ons soek dit. Daar jy sien, jene, Rocco het nog 'n punt beet. Nou ja, kom ons kyk. Of spirituality vandag, of ek vir julle kan bewys dat spirituality is nie 'n kult nie. Ek gaan julle vertel as 'n priester wat ek weggebreek het van Christianity af, het ek gesoek na waarheid. Ek het 'n hele sak vol vrae gehad wat nie geantwoord kan word nie en ek het gegaan en spirituality ontdek en ek het bang daaraan gegaan want ek wou dit nie glo nie. En ek was gebrainwash my hele lewe lank. Dit is duiwelaanbidders. Nee, die mense is van die pad af. Nou ja, glo vir my, totdat hy uitgevind het dat spirituality is daar van die begin af, is die oudste geloof in die wêreld. En Joshua, wat julle vandag Jesus noem, het spirituality beoefen. Nie een dag Christianity nie. Is dit nie 'n skokkie? Nou ja. Mense, dit is my moeilik. Ek het bang gewees ingegaan. Ek het met baie mediums gepraat, baie in my lewe. Ek het om uit te vind, is daar waarheid in dit? En ek was verbaas, dat hulle kon dinge oproep van my verledes wat net ek geweet het. En daar het ek geweet, wow, hier moet ietsie wees. Spirituality het ek geleer dat alles gaan oor liefde en vrede en om goed te doen aan ander en alle lewe te respekteer. Nou ja, kom ek verduidelik julle gou die twee, want hierso is 'n klomp mannetjies wat dink hulle weet wat spirituality is, wat dit totaal boggerop maak. Spirituality kry jy in twee groepe. Jy kry die duiwelaanbidders wat human sacrifice doen en wat diere offer en katte offer en snaakse goed offer. Dan kry jy spirituality light. Nou dit is wat ek dien en dit is wat Joshua, wat Jesus gedien het en dit is waaroor spirituality gaan. Jy kan nie iets verkeerd doen nie. Jy kan nie enige dier, mens of insek of jy kan bome, plante. In spirituality gaan dit dat elke lewendige ding in die wêreld het 'n siel en daarom moet jy alle lewe respekteer. So in spirituality light is daar nie so ding soos rituals wat ons diere en goeders offer nie. Maar in die duiwelaanbidders soos die Illuminati, die Dark Cabal, die Deep State, dit is hulle. Dis kom sien julle net Jeffrey Epstein sake wat hulle kinders eet en hulle bloed drink en hulle verkrag.
En ek het nog altyd vertel, hier kom 'n massa arrestasies wêreldwyd binnekort, wat jy natuurlik gaan sien. Maar kom ons keer terug. So spirituality light gaan juis om, weet jy, julle sit in die vraag, en baie keer vra ons vrae soos, hoekom lewe ek? Hoekom is ek hierso? Wat is my doel om op aarde te wees? Wat wil God van my af hê? Vrae wat jy nie geantwoord kan kry nie. En dit is wanneer spirituality is, wanneer jy wegbreek van die boks geloof waarin jy geglo het, en jy begin self die goed te ondersoek. En dan besef jy dat ons scholars en ons Bybelprofessors het vir ons 'n groot poep gevoer en meld van die goed wat hulle aan ons verkoop het, is waar, dit is net 'n totale leuen. En so spirituality gaan net om hierdie Christusgawe in jouself te maak, want God is gees. En uit hom uit is my en jou siel spiritual gebore. En omdat ons almal op aarde is as siele, boesmans, shamans, jy name it, grondbewoners, elke liewe nasie op die aarde het God lief, want elkeen van hom is sy siele ingesit, wat van hom afkom. Almal van ons is kinders van God, nie net Christene nie. Julle Christene wat glo net julle gaan hemel toe, klim van hy perkie af. Almal van ons is kinders van God. En ons glo almal dat ons moet net goed doen. Ons moet hierdie Christusgawe, jou Bybel sê dat Christus lewe binne in jou, en 'n spirituality gaan om daai Christusgawe in jouself te awake. Nie soos die kerke vir jou geleer is, wag, hy gaan eendag op 'n wolkie kom nie, betaal so lank jou tiende hierso en wees gehoorsaam. Nee. Dit gaan om, jy moet hierdie Christusgawe in jouself awake, en dan moet jy daai liefde tevoorskyn bring, en dit is wanneer God jou gawes gee. Gawes soos om jou derde oog op te maak, gawes om jou kundalini te awake. Mense, ek het my kundalini awake. As iemand vir jou vertel is wreed en duiwel is, nonsens man. Daar's niks, want die energie wat jy opwek in jou hande gebruik jy om genesing te doen. Ek is 100% my kundalini awake. En daar's een tits ook die duiwelnis in dit nie. Maar ek weet as jy die darkness van spirituality beoefen, dan kan jy ook verkeerde dinge doen daarmee. Maar in spirituality light gaan dit altyd om goed te doen. En omdat God se gees in elke liewe mens op die aarde is, het almal 'n geleentheid om die hemel toe te gaan. Jy moet net 'n lig wees, goed doen aan ander, ou mense respekteer, alle lewe respekteer en 'n lig wees. Hoe moeilik is dit? En as God binne in jou is en die koninkryk van God is binne in jou en die tempel is jou liggaam, hoekom het jy 'n middelman nodig? Antwoord my daai vraag. Jesus het nie geglo in priesters en pastore en dominees en ouderlinge nie. Hoekom doen jy? Jesus het nie geglo in kerke nie. Hoekom doen jy? Jesus het nie geglo in tiendesoffer nie. Hoekom doen jy? Nou, dit is waar spirituality gaan. Spirituality kan almal in die wêreld kan dit doen, en dit gaan oor jou en jouself. Elke liewe mens dra sy eie mandjie na die markplein toe. So met ander woorde, net jy kan jou eie siel daar kry. Deur die lig te word, deur Christus te openbaar. En imagine as ons almal daai Christusgawe awaken ons en ons begin ander te help. Ons begin nie meer neerkyk op mense nie. Ons begin vir mense gee wat nie het nie. Ons help waar ons kan. Ons respekteer ou mense. Kyk net wat so mooi wêreld sal aarde weer verander. Maar nou word ons in hokke ingedruk. As jy nie hierdie kerk behoort, jy gaan jy hel toe. As jy nie daai kerk behoort, jy gaan jy hel toe. En kyk hoe verval die kerke. Ek sit in jou kerk. Dan sien jy hoeveel ou mense is daar. Dis 4, 5. Nou waar is die res? Waar is die res, mense? Ek is 'n priester wat die ou lede gaan besoek. Hulle is gedamp in die ouer huise. Jy moet nie vir my sê dat ons is liefde, ons kerk is liefde. Jy's liefde daarso waar die koffie gedien word. Almal is liefde. Maar help jy die ou mense? Help jy hulle wat nie het nie? Nee. Dis hoekom al 42 of 45,000 verskillende kerkwese en elkeen dink net hulle is reg. In die spiritual world glo ons dat almal wat 'n lig is reg.
Alright, nou kom hulle sê, ja maar Rocco, spirituality is duivels, dis 'n kult. Daar is nie 'n kult nie, want jy het nie 'n middelman nie. Soos 'n kerk, geef jou, het 'n priester en 'n pastoor en 'n dominee. In spirituality het jy glad nie dit nie. As jy jou derde oog wil oop hê, dan kan jy na die shaman toe gaan en sê, hoor hier so shaman, ek wil ook graag met spooke praat en spooke sien. Nou gaan jy na Christene en sê, ja maar Rocco, dit is duivels. Nonsens man. In die kerk het ek as 'n priester vele broers en susters ontmoet wat die gawes het om met geeste te kan sien en met hulle te kan praat. So, moenie vir my sê dit gebeur nie in die kerk nie, dis in die kerk ook. So kry jy gurus en shamans wat dieselfde kan doen. As jy vir my sê, Rocco, ek is siek, ek voel nie lekker nie, dan kan jy of jou priester gaan jou sê, gaan dokter toe en hy sien en die dokter jou kan sien, of jy gaan na jou shaman toe sê, shaman, ja, ek voel nie lekker nie. En daai shaman drink sy voodoo of whatever hy drink, om net makliker te kan connect met die ander kant. Met die Akasha Records, of met die ancestors, of wie ever hy mee kontak het. En dan kan hy sê, hier so sit ek met 'n broer of 'n vriend, en hy het 'n pyn in sy maag, dit en dit is fout. Hy moet dit en dit verander. En dan sê die shaman vir jou, hoorie, ek wil nie dit doen nie, jy moet net dit verander. Dan sê jy, poeps, daar raak jy gesond. So daar's twee ways. Maar spirituality light gaan altyd om 'n lig te wees, om goed te doen aan ander, om mooi te wees. So Christianity, het jy 'n kerk wat jy moet wees, jy het 'n klomp reëls en regulasies wat jy moet beoefen. Jy moet tye of plekke wees en jy moet gehoorsaam wees en jy moet jou tiende offer. In spirituality light is daar nie kerke nie. Daar is die reëls en regulasies wat jy moet volg, wat jou behalwe om net 'n liggie te wees en goed te doen aan ander nie. En in spirituality light het jy nie tiendes om te offer nie, jy het die klapfies wat jy moet offer nie, jy het jy 'n saal waar jy moet wees nie, jy het jy by mekaar gaan plekke wat jy moet wees nie. Nee, niks nie. Want spirituality light gaan juis om 'n lig te wees, om 'n voorbeeld te wees, om peace in jouself te kry. So ons het nie sale nie. Daar het ek in die bos gesit nou vir amper 2 jaar. 'n jaar en 'n half, sê maar 2 jaar, want ek is ook op 'n ander plek gewees waar ek net myself afgesonder het. Ek en my 2 katte. En ek het dit geloof. Nou ja, mense, glo vir my. En ek het myself afgesonder, ek het geleer om te meditate. Ek het geleer, daai stemmetjie wat jou gat so baie in jou lewe gered het ek geleer dat jy kan connect met daai stemmetjie en jy kan met die God in jouself praat. Jy kan connect met God in jouself. Daarom sê jy altyd van spiritual mense is altyd gewoonlik baie liefdevol en hulle gee om en hulle help waar hulle kan. Want dit is waar spirituality gaan. Nie 'n kerkie, nie 'n geloof nie 'n system wat jou beheer nie. Niks. Hoekom moet jy in 'n kerk glo? Wees eerlik met my, as Joshua Jesus nie daaraan geglo het nie, hoekom moet jy in 'n kerk glo? Nou ja, nou verstaan julle hoe spirituality werk. Dit is jou innerlike ontdekking wat jy self moet doen. En net binne toe te gaan. Die kerk het jou geleer om buite toe te gaan. God is daarbo. En Jesus gaan eendag op 'n wolk kom. Kyk hoe is altyd alles ver. Maar tog sê jou Bybel, hy bly binne in jou. Hoekom soek jy verder as dit, mense? En dit is waaroor spirituality gaan. So moenie een oomblik dink dat spirituality gaan oor mense wat geeste oproep en mense wat rituals doen nie. Rituals weet ek self bygewoon om te gaan ondersoek. Wat is rituals? En glo vir my, 'n ritual is, maak 'n vuur en almal sit om die vuur en speel dromme en jy meditate. En jy sê dankie Vader vir dit wat alles in die week met my gebeur het. Dankie vir die en dankie vir daai. As niks evil in 'n ritual behalwe as hulle begin diere offer en goeders offer nie. Maar dit is die dark side, nie die light side nie. Dit is die dark side van spirituality. Ek het saam met shamans in die bos gegaan, in die berge gegaan. Gods of the East and North and South. Ek het saam met hulle dit gedoen. Ek het self van hierdie medisyne wat hulle drink,
het ek self gebruik. Om sê ons, wys vir my, wat doen dit aan jou? Maak dit jou regtig dat jy van jou kop af is en mense wil doodmaak? Nee. Want as jy dit saam met 'n shaman doen, en dan sal dit nie vir jou gee, as hy nie weet jy kan dit vat nie. Soos my begeerte was, ek wil ook geeste sien. Ek wil ook kan connect met die ander kant. Ek wil ook kan astral travel. Ja, mense, ek het baie geeste gesien. Ek het baie keer ge-astral travel. Maar ek het ook 'n shaman nodig gehad wat vir my het geleer het. Net soos wat jy na 'n priester toe gaan, gaan ek na 'n shaman toe. En die shaman leer vir my dinge wat ek kan doen met die kerk my in 30 jaar nie kon leer nie. Is daar iets verkeerd daarmee? Nee, jy's in 'n siel. Jy kom aan van daai kant af. So jy leer net om te connect weer met daai kant. So spirituality kan nie 'n kult wees nie, al wil jy graag op jou kop staan. Want om 'n kult te wees, moet jy 'n saal hê, jy moet 'n leier hê, daar's geen leiers nie. Shamans en gurus en kois en almal daai mense is net soos wat jy na priester toe gaan, is hulle ook maar net daar's 'n hulpmiddel. So. Hulle is nie leiers nie. So kry daai gedagte dat julle kop het dat hulle leiers is. En dis hoekom ek vandag uit my hart het kan vertel, spirituality is die ware en enigste weg tot saligheid. En ek hoef nie eens een oomblik te twyfel nie. Sodra jy 'n spirituality wegvoer, volg, wat vir jou sê, jy moet tiendes offer, hardloop weg. Sodra jy sien hulle begin duiwe en diertjies seermaak en offer, hardloop weg. Sodra hulle vir jou sê, jy moet by 'n saal kom en jy moet daai tye daar was jy hierso kom reëls met iemand bywoon, hardloop weg. Jy en jy alleen dra die mandjie na die markplein toe. Jy kan spirituality in jou huis beoefen, sonder om uit te kom. En jy gaan saligheid kry. Dis net 'n connect. Spirituality gaan net om hierdie Christus in jou te openbaar en daai liefde te openbaar en goed te doen aan ander. Dit is spirituality. En elke dag te connect met jou met source. Met ander woorde, julle noem hom God, ons noem hom source, en te connect met hom en te sê, Vader, baie dankie vir alles wat jy vir my gegee het en baie dankie vir alles wat my gebeur het in hierdie pragtige dag. En môre met dit en dit en dit gebeur. Ek vra vir leiding daarvoor en daar's hy. Niks se geheilery nie, niks se gesmeekery nie, niks se gechankery nie, niks. Net jy en jou pa wat mekaar praat. En daai God is 'n God van liefde. En dis hoekom ek spirituality aanbid, want die God van liefde kan nie een haar doodmaak nie, kan nie een fout maak nie. Hy moet in alle tye bol liefde wees. Nie soos die Bybelgod wat duisende kindertjies doodmaak nie met hulle moeders nie. Nie soos die Bybelgod wat kyk hoe 'n human gesacrifice word en absoluut niks doen nie. Nie soos die Bybelgod wat kyk hoe sy seun gemartel en geskop en gekruisig word en absoluut niks doen nie. En dit is hoekom ek weggestap het van Christianity. Toe ek besef het dat die God in die Bybel, Yahweh, was niks anders as 'n demigod nie. Ek dare julle om my verkeerd te bewys. Ek dare julle. En dis hoekom ek besef het dat die woord God is geplak op baie ander name. So, mense, enige vrae oor spirituality. En mense vra vir my, Marokko, het jy nou al die goede gebruik? Mense, ek is 30 jaar van my lewe in die kerk, ek het nooit drugs gebruik nie. En die laaste paar jaar het ek gesê, okay, ek wil experiment, whatever daar is, plantmedisyne, nie hierdie goed wat jy in die dorp koop, wat die stede koop nie. En ek het baie dinge ondervind. En onder andere is astral travel, onder andere het ek die councils daarbo ontmoet. Ja, Bybel praat van die councils. Onder andere het ek reëse gesien en lewe op ander planete gesien, so ek weet dit bestaan. UFO's, aliens, alles bestaan. Sit jou kerk wat jou nie wil vertel, dit bestaan nie. Nou ja, mense, dit is wat spirituality is en dit gaan alles, net jy en jy jouself kan die pakkie dra na die markplein toe. Net jy. Spirituality, light
is the purest vorm om God te dien. Dit maak jou vry. Geen reëls, onnodige reëls, behalwe wees 'n mooi mens en laat jou liggie skyn nie. Geen wette nie en absoluut geen tiendes nie en geen klapvies en by mekaar kom en sulke dinge. Ons kom by mekaar nou en dan, word ek genooi. Sê maar kom ons gaan sit om 'n vuur, speel 'n bietjie dromme of ons speel gitaar en dit is vir my lekker om te luister. Niks verkeerd daarmee nie. Maar in my 12 jaar het ek nog nooit donkerte ontdek in Spirituality Light nie. Nog nooit. Spirituality Light is 100 keer sterker as Spirituality Dark. So nou weet julle 'n bietjie meer oor Spirituality. Baie dankie en mag julle 'n pragtige dag hê. Groete.